Alabama vir 'n mens beteken in jou lewe, met betrekking op baie verskillende fasette van jou lewe. Vir my persoonlik gaan dit daarom in die heel eerste plek seker om wat ek beleef uit die vreugde van musiek en dans aan ander mense oor te dra en om daarmee ander mense te bereik. En wat jy doen op die verhoog, gee vir iemand ietsie wat hy met hom kan saamdra. En ek dink dit is baie lekker om te dink dat jy as enkeling, maar binne in 'n baie geslote groep soos Alabama, iets te kan oordra van die vreugde van student wees van lewe. Nou ja, en jy leer om baie verskillende situasies te hanteer en ook veral op die verhoog, as dan jou onverwags tref of die plek wat ons op die verhoog het, om dit te kan hanteer sonder dat dit regtig 'n invloed het op die vertoningsstel. Soos die spreekwoord reg sê, uit die mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor. Hierdie twee jong Alabama-lede het ervarings en gedagtes wat reeds 45 jaar lank bestaan. En saam met hulle het 870 ander Alabama-lede dit reeds beleef. Wat vandag na bloot 'n vae herinnering mag lyk, is onmiskenbaar deel van die lewenservaring van elke enkeling wat in die vreugdes van Alabama kom deel. Dit is nou wanneer hierdie herinneringe weer glashelder voor jou opdoem, wat jy dalk vir die eerste keer gaan stilstaan en besef watter invloed Alabama op die vertoning van jou lewe gehad het. Wat vir die buitestander dalk na gesiglose herinnering mag lyk, is vir ons geklee in werklike ervarings. En nou, na 45 jaar, kan ons weer terugkom om te blaai deur belewennisse wat net die Alabama-lid verstaan. Twee van die stigterslede, oom Kosie Delport en tannie Gertie Kreinhou, vertel self. Ja, Gertie, hier soos jy kan sien, was toe al 3de jaar. En sy was baie bemoeid, dinge te reël en te organiseer, jy weet Bokkie. En sy was 'n groot storie vertel. Nou ry ons met die trein, en so studente is, elke stilhou plek, dan vlieg hulle uit. Afklim boys, en hulle die instrumente uit, en sy het saam die reisvader in die kompartement gesit. En dan het hulle nou nie geweet wat gaan aan nie, dan gee hulle goed ook uit. Skaars uit, dan sê ons weer, opklim boys, en so dit met elke halte gegaan. Tot eindelik, vertel Gertie, van daai dag af het die viertjies goue vlerkies en hulle het nie afgeklim nie en hulle is verby. Hulle moet agterna terugkom. Wat jy nog? Ek onthou dit baie, want ek was so verskriklik bly dat die jaar presies saam met ons in die kompartement was. En hy net so skuldig was toe nie afgekom is. En dit was by Venus. Ons het toe gery tot die volgende klein stasie en daar het ons op 'n goederetrein geklim en teruggery na Venus. En sommer se muur het ons die plek gedoop teen my sin. Teen my sin. Met die verloop van jare was daar verskillende herinneringe omdat die dinamika van Alabama tred moes hou met vooruitgang deur die loop van 45 jaar. Die latere Alabama groepe moes skielik tegniese spanne bykry, iets wat vir stigterslid oom Bokkie van der Merwe en sy vrou Liesbeth heeltemal vreemd was. En die elektronika het bygekom, die beligting het bygekom. As ons dit ook gehad het, wonder ek, ons sou dan dalk 'n bietjie beter gevaar het. Ons was bly as daar maar net 'n ligramp en 'n luidspreker of 'n mikrofoon net die bestaan. En die klavier moet ingestem word. Met 'n tong. 'n Gereedskapskas het saam gereis deur die skip en hy het klaviere gestem. Want die trekklaviere en die klaviere wou nie altyd ooreenstem. In die vroegste jare het die klem in Alabama veral op die orkes geval en was die Alabama-lid en sy instrument onafskeidbaar van mekaar. Maar ek dink ek en Saggie Smit was die enigste twee wat een aand nie 'n bed gehad het om te slaap nie. Ek kan nie nou mooi onthou of dit Botha Wil of waar dit gewees het. Maar toe ons nou op die stasie ontmoet word, twee here gaan toe klim ons af en hier is 'n ou dame wat ons weer saamvat. Sy sê die oom is nou nie hier om julle te verwelkom nie, julle weet, hy is al oud en hy's baie, nou maar te sê, bekrap. En ons sit toe daar die aand aan tafel
en hy vra vir my, Boetie, wat se instrument speel jy? En wat my nou aan dit laat dink het, is toe ek vandag vir Ampie sien, toe vra ek my, hoekom het jy nie jou sieter saamgebring? Ons het al ons instrumente mos sieters genoem. En ek sê vir hom, oom, ek speel sieter, nou nie om te dink daaraan nie. En hy vraag vir Saggie en hy sê, ek speel ook sieter. En ons het dit daar gelaat, en ons is met ons zwaar trekklavier uit die voetsaal toe, en die aand toe die gordijn oopgaan, daar kom die Alabama. Hier sit die oom met sy witbaard. Amper soos Jan Enselin se nou terug. En toe sê die tante, ja, hy het besluit om saam te gaan, want as ons daarin van blikkies kom, en ons speel sieters, dan wil hy daarom gaan kyk. En regtig, jy weet, toe ons speel, toe staan hy op, en hy en die tante is uit. Die aand toe ons daar kom, toe maak sy oop, toe sê sy die oom met die skyfie opgesit, ek kan julle nie laat ingaan nie. Ons het geslaap op die stasie die aand, die twee van ons. Nou, hoekom was hy vir julle kom? Nee, hy het nie gehou van moderne musiek nie, en ons speel ons nou sieters. En dit was moderne boeremusiek, moderne musiek. Hoewel die ou gedagtes wat jy hier sien jou laat terugdink aan al die pret en plesier wat jy in Alabama gehad het dit nie altyd voor die wind gegaan nie. Daar was moeilike tye ook, maar dit was swaar kry met 'n glimlag. Omstandighede waarin vertonings gelewer moes word was soms primitief, en dan was daar altyd die bietjie vrees dat Alabama nie met die paar pennies en ponde tot sy beskikking kop bo water sou kon hou nie. Ek wil net vertel van die kleedkamers. Was het primitief. En een plek, spesifiek, was 'n sinksaal, en as jy van die verhoog afgekom het, moes jy duik, en hulle moes jou vang, want daar was nie trappies, jy was op die verhoog, en dan was jy buite in Wes-Transvaal se lang wintersgras. En daar buite moes jy verander van klerasie, en van die ander geriewe sal ek lees. Nou, heel aan die begin was dit helemaal 'n finansiële risiko. Ons het 'n bedragie geld by die te leen gekry en ons moes onderneem. As ons nie die geld kon vorder of insamel, dan sou ons persoonlik dit moes terugbetaal. En daarom het ons maar 'n bietjie geëis. Hoeveel gaan ons maak? En ek dink daar aan die Besenbos het ons nog so 'n verslag gedoen oor die geld wat ons ingesamel het, en ons kon daarom die koste betaal. En ons het nog 'n bedragie gegee destyds vir die reddingsdaadbond. Dis nie vir die boufonds nie, want ons het nie so baie ondersteuning uit die IK geleerdere gekry nie. Toe dink ons sal maar liewer vir die reddingsdaadbond daarmee bietjie help. Maar al die moeilike tye is hanteer soos net 'n student dit kan doen. Van die beginjare af is Alabama en studentepret sinoniem. Ja, dit is toch al typisch studentenlewe. Ons het op Leeudoringstad aangekom en 4 here, as jy op die stasie stilhou, kan jy onthou, Bokkie, dan sê hulle 2 here gaan na meneer so en so, 2 dames so en so, en hier is dit 4 here gaan na die hospitaal. Gaat toe na die hospitaal, toe ons gaan daar thuis. Daar was net 1 patiënt, maar 'n man moes haar al 'n week gelede kom haal het, en sy was nie daar nie. Hy het nie gekom nie. So, dit was rustig daar gewees. Na die konsert aan, oorlede Jan Provee, onthou jy hom? Ja, baie goed. Hy is toe nou baie moeilik. Hy is nou in 'n hospitaal, en hy wil hospitaalgeriewe hê en al die dinge. Ons het lig uitgesit, hier lê die klokkie. Kom nie matrone daar, wat gaan aan? Hy sê, ek is in die hospitaal, ek wil hospitaalbehandeling hê. Hy wil 'n slaappil hê, hy wil sy rug gevryf hê, hy wil troos hê, die kussing is nie reg nie. En hulle speel maar saam. Goed, uiteindelik slaap ons. 5 uur die môre, toe kom daar die suster en daar personeel en fors daarin. Met waswater die lot, en hulle was hom, en hulle het 'n seepoplossing daar gegee op my enema. So het elke Alabama lid deur die jare sy eie herinneringe opgebou. Elke jaar het sy eie hoogtepunte opgelewer, sy eie spanning, sy eie plesier, sy eie probleme en sy eie pret. En nou, as al hierdie gedagtes, ervarings, veranderings en belewennisse na 45 jaar saamgevoeg word, kry jy die unieke Alabama verhaal wat in 1943 begin het. Ek het dit 'n jaar van tevore, toe die ons tweedejaars was en ons gevoel het, ons moet iets doen, net om van daardie stigma van eerstejaarskamp ontslae te raak.
toe het ons die heel eerste doel wat ooit by die universiteit gedoen is, het ons het dit genoem tweedejaars vreugdedag. En ons tweedejaars het so in die stilte gewerk, en die lenteoggend, toe die klomp opstaan, het was ons stilte gebou, en het ons alles gereel, en daar ons afgetrek in die straat van Potchefstroom. Toe kom ons nog derde jaar. En nou moet daar weer iets niets gedoen word. Ons het begin, die groepie van ons het begin praat oor 'n konsert. Kom ons hou konsert. En toe hoor ons toevallig van die man 'n orkes voorstel. En nou gaan ek vir Bokkie vra dat hy meer sal vertel van daardie orkes. Ja, daar was eintlik 'n groepie daar in 'n privaat huis. Daar was soos lees daar seker op nie genoeg koshuis akkommodasie vir almal nie. En hulle het 'n orkesie gestig en gehad daar. Ek dink hulle het 'n bietjie danse gespeel. Daai tyd was danse baie meer onpopulêr op die pik as wat dit vandag was. Waarom het ons so 'n bietjie onpopulêr gewees met die stigting miskien? Hulle het ons toe omgepraat om uit te brei en om die sogenaamde boerorkes te stel. En nou wil ek dadelik ook weer sê, dit was nie 'n boerorkes soos die wat ons nou deesdae oor die TV sien. Ons het gekonsentreer op ligte Afrikaanse liedjies. Is dit reg? Ja. Saamsing liedjies. Ja, dit was daarmee gewees. En die ander ding wat daardie tyd baie populêr was, is volksspele. Dit het toen net ontstaan, die hele volksspele beweging. LSR, volksspele kursusse en ons het toe volksspele bygegooi by die orkes, by die ligte Afrikaanse liedjies. Saam met 'n bietjie toneel en pret. Wat eintlik maar weer terugkom op wat hulle vandag uitdaging. Die gees van Alabama was egter nie net oor die kampus en Potchefstroom beperk nie. Baie gou is daar oor die lengte en breedte van Suid-Afrika getoer en het Alabama 'n vertoonvenster van ons universiteit geword. Later het Alabama selfs met toere oor landsgrense heen bekendheid verwerf en bestaan daar vandag 'n hele versameling aandenkings wat van hierdie toere af saamgebring is. Van onderuit die Kaap en selfs die Republiek van China. Die begin van die revies in 1967 het 'n nuwe tydvak vir Alabama ingelui en 'n paar jaar later het Alabama sy eerste verskyning op televisie gemaak. Met die invloed wat Alabama op soveel mense se lewens gehad het, was dit nodig dat 'n geleentheid geskep word waar almal hierdie ervarings met mekaar kon deel. Die ouklede van Alabama het vir jare lank gevra wanneer is die groot dag vir hulle een. En ek dink die bloede feit dat Potchefstroom hierdie jaar 150 jaar oud is, het die finale deurslag gegee. En 'n span van ouklede van Alabama het toe besluit om 'n reunie aan te pak, die reëlings van die reunie aan te pak en nie net vir die reviegroepe van 21 jaar, maar ook veral vir die eerste keer oor 45 jaar
want daar was nog nooit 'n reunie vir 45 jaar albamal gewees. Om die reunie moontlik te kon maak, met die baie lede en die hele paar dae wat so duur, was dit noodsaaklik dat daar 'n redelike groot administratiewe masjien geskep word. En dit is gedoen. En dit was net moontlik omdat ons die universiteit het, die infrastruktuur van die universiteit. En ek wil spesifiek noem die infrastruktuur van die studentenadviseurs en kultuurkantoor. Daar was alle geriewe om hierdie reëlings te kon tref. Jy kan het noem aan posgeriewe, mense wat kon help met administratiewe take, verskillende dinge kon doen. En ons moet ook ons dank teenoor al hierdie mense uitspreek, want daar teenoor so het hooggenaamd nie moontlik gewees. Hierdie administratiewe masjien waarvan Piet Ryke, voorsitter van die Reunie Reëlingskomitee sopas vertel het, moes die wiele deurlopend aan die rol hou. Lang ure van beplanning het verseker dat alles tot in die fynste besonderhede uitgewerk word. Probleme wat tot op die laaste nog opgeduik het, is vinnig uitgestryk sodat alles met die intrapslag gereed kon wees vir die ontvangs van die reuniegangers. Maar ek het by jou hoor sê met jou brief ontvang om jou versoek te doen asseblief kom ons bel die kaartjies van Die eerste oggend van die reunie en die kultuurkantoor word omskep in 'n warboel van navraag, plekbesprekings en inligting. Van hier word die ontvangs van die reuniegangers gekoördineer. In die Toosjesaal was die registrasieprosedure in volle swang. Elke reunieganger se persoonlike besonderhede is sorgvuldig van A tot Z gerangskik om 'n lang registrasieproses te vermy. Met hierdie leier in jou hand het die reunie begin. 'n Verdere bewys van goeie organisasie. Alles wat jy voor die reunie reeds bestel het, het jy vroeg al by registrasie gekry. Sommige mense het selfs meer bestel as wat werklik nodig was en moes 'n paar jonger Alabama vriende nader geroep word om met die draery te help. Mense was ook nie altyd seker in watter rigting alles moes gaan nie. Wat sou Pa Chris in elk geval met 3 bokse teeende wou doen? So 'n registrasieproses kan partykeer maar 'n pyn wees. Maar elke reunieganger moes dit deurmaak. Daar waar moontlik onduidelikhede was, het 'n vriendelike Alabama lid jou gou reg gehelp en so is die hele registrasieprosedure gekoreografeer en georkestreer tot 'n seepgladde beweging waarna jy hart en siel kon begin reunie hou. Wat sal 'n Alabama kuier sonder blikke wees? Daar is nie meer hoop by die Koubroekmyn. Die hoop het soos mis voor die son verdwyn. 'n Skare so groot vol droefheid en pyn. Miskien gesê draai my op. Daar is nie meer hoop by die Koubroekmyn. En as julle daar so diep onder my myne werk, mag julle word altyd bewaar word. En as die wynkie so saggies deur die mielieblare suis, dan verlang ek na my moeder en ek weet sy's weer tuis. 'n Skare so groot vol droefheid en pyn. Daar is nie meer hoop by die Koubroekmyn. Everybody happen. En as so diep onder myne werk, mag julle altyd bewaar word. Met soveel ou vriende weer bymekaar en baie om oor te gesels, kan hierdie gekuier die hele nag aanhou. Maar onthou, môreoggend begin ons oefen.
Vroegoggend het Johan van Rensburg die jaargroepe 62 tot 79 onder hande geneem. Aan die nodige geesdrif het dit nie ontbreek nie en mens kon die vasberadenheid op elke gesig sien om die musiek vir hulle deel van die vertoning onder die knie te kry. Daar's 'n ding. Ja. Maar op die prys wat net nou as ons weer by daai deel kom, dan kan ons dit nie weglaat nie, maar dit is op die kant van die saal, jy sien wat is daar. Okay, dan gaan net julle weet nie gee wat julle kan sing met daai die julle het vandag en dat jy sien. Julle het gesing. Soprane, julle gaan die stemme sal, die stemme sal. Net as wat op die kant is. Okay, die stemme sal. Maar kom ons sing allemaal weer van die sente asseblief. 1, 2, 3. Het is vir my verskriklik lekker. En ek dink dit was 'n groot sukses omdat almal wat hier aan deelgeneem het aan die konsertverhaal so 100% gemotiveerd is met alles wat hulle gedoen het. Die nooit nodig gehad om ouens te dryf vir aankondig sê kom nou boys en so. Almal het eruit gegaan. Net soos van ouds moes elke regisseur en deelnemer weer nou saamwerk om elke stem, elke noot, elke passie te kombineer tot 'n vertoning sonder weerga.
Terwyl die oud Alabama-lede vol energie vir die reunievertoning geoefen het die aspirant Alabama-lede hulle energie bymekaar geskraap vir 'n vertoning so oor 45 jaar dalk. Al die kinders het blykbaar nie heeltemal saamgestem oor die samestelling van hulle program nie. Hier byvoorbeeld het 2 van hulle ontsnap en aan 'n alternatiewe program begin werk. Maar alles kinderspeletjies was dit nie. Die 1988 Alabama groep moes saamstaan om 'n effektiewe werkspan te vorm wat moes sorg dat die vele take tydens die reunie uitgevoer word, soos Chris de Bruin, 1988 Alabama voorsitter, tereg opmerk. Groepe opverdeel onder die verskillende subkomitees van die dienstekomitee. Een van die grootste toetse vir al hierdie komitees, subkomitees, die rade onder hulle en die afsonderlike voorsitters was om hierdie leerruimte in 'n diner te omskep. Om net daaroor te praat sal nie help nie. Dit kan ons almal doen. Ons kan self sing ook. Alles wat moes plek maak vir meer as 600 mense kon nie soontoe gejaag word nie. Dit moes soontoe gedra word. Dis hier waar breinkrag en spierkrag mekaar moet ontmoet. En as jy dan nou beter dink met minder klere aan, moet jy maar daarvan ontslaa raak. Maar 'n Alabama bestuur sonder klere aan sal nie in die kantoor toegelaat word nie. 'n Alabama diner kan maar 'n taai spulletjie wees. Die moeilikste is om net iewers op 'n punt te begin. En sodra jy hierdie punt gekry het, moet dit alweer swaarmoedig omgedraai word om tog net 'n bietjie anders te lyk. Al hierdie gewerskap begin nou aan 'n man se lyf vat, en as dit veel langer aanhou, bly daar dalk niks oor om uit te trek nie. Ja nee, dit het toe te lank aangehou en met net hulle skoene aan sit hierdie twee die stryd voort. Meningsverskille begin die diner bedreig. Die raad sê hy moet in, maar die subkomitee sê hy moet uit. Dalk is dit net die stryd van die man en sy skoene wat die diner nog kan red. Die huidige sessie van die vorige sitting van die kabinet van die Republiek van Tarentaal gaan nou in sitting. Ek hou aan die voor sy edele, die president van die Republiek van Tarentaal. Dames en heren, dit is dan nou my vreugdevolle, pikante, lieflike,
ANC Oosthuizen aan die woord te stel. Baie dankie dames en here. Ek weet hier staan saam en luister na die beste burgemeester in die land. Die burgemeester het hierna 'n feesmedalje van Potchefstroom se 150ste bestaансherdenking en 'n bottel rooiwyn met die spesiale feesetiket daarop aan elk van die 6 stigterslede wat teenwoordig was oorhandig. Die eerste persoon wie hierdie eer te beurt val is oom James Campbell. Ook aan Nkosi Delport word 'n feesmedalje en 'n bottel rooiwyn oorhandig. Oom Johan Ensling kom neem sy bottel rooiwyn en feesmedalje in ontvangs. Die vroulike geslag is ook verteenwoordig onder die stigterslede van Alabama in die persoon van Tannie Gertie Kruinhou. Trots en nog vol energie kom oom Bokkie van der Merwe na die verhoog. Die laaste bottel rooiwyn en feesmedalje gaan aan oom Basie Spies. Na hierdie oorhandigings was dit tyd vir 'n stukkie woordkuns. Aan die woord is Abri Leroux. Die eerste revies in 67, 68 en 69 het ons tussen die skiet soms ook komische gedigte gedoen. En hierdie gedigte byvoorbeeld NP van Wyk Nou se klipwerk het soms luie applaus ontvang, wat ook vir ons kan bewys dat die letterkunde ook plek het vir so 'n revie. Nou, ek gaan vir die 2 gedigte doen uit hierdie periode, wat soms tot langs die kampvuure met as die wyntjies begin trek en die gendertjie begin trek, dan het van die gedigte ook voor 'n dag gekom. Uit die 60er jare dus, Peter Bloem se Kaapse sonette, waarin hy 'n kleurlingsskets wat spot met die Voortrekker-monument in Pretoria en eerder die statues van die Kaap verkies, daar in Parlement sit. Wat spog Jella Jella monument? Hy is groot, maar lila. En hy staan so kaal daar op sy koppie. Die het vir hom betaal aan hy graniete, marmer en sement. Ja, hy is groter as 'n selfrestent. Maar waar is die bed? Die mooi in die saal, die lekker krans, die luksige kraal. Nee, hier's gaan spoks nie vir jou Kaapse jet. Hier het ons statues, elkeen nes 'n mens. Ou afdei my Hofmeyer met sy pens. Hier is John van Riebeeck, bakgat aangetrek in sy plasvals. Cecil Rhodes, wat jy wys waar die reisiespan lê. En voor die Parlementhuis, ou Miss Victoria, met haar klein span spek. Een besliste hoogtepunt van die aand was die boodskap van die universiteit se rektor. Professor van der Walt het op kenmerkend lighartige wyse die uniegangers welkom geheet. Hy het Alabama geluk gewens met die besonderse wyse waarop hulle die karakter van die pik uitdra. Professor van der Walt het bygevoeg dat die karakter van Alabama uniek is en dat dit ten volle vereenselwig kan word met die gees van ons universiteit.
Hy het afgesluit deur te sê dat dit ook die gees is waarmee ons die toekoms tegemoet moet gaan. Die vrede. Ekskuus meneer die president, dames, druk die ore toe. Te hel met die pessimis. Laat ons die toekoms pak en die gees van alle dames. Laat ons sê, die druk wat op ons is alleen maar net om ons beste na vore te bring. Is staan op. Sonder enige huiwer, enige aarzeling. En laat ons sê, dankie Alabama. Dank hier Alabama. Mag ons agterkleinkinders nog altyd trotse Alabama's wees. Dames en heren. Die rektor se inspirerende boodskap het die regte atmosfeer geskep vir die president van Tarantaal en sy kabinet om hulle vere reg te skud en 'n eier te kom lê. Dit was 'n eierdief wat nie stil gelê is nie. Alvorens hierdie kragtige en weerbarstige sittingsrede aanvang neem, gun ek myself die geleentheid om my irrelevante, weinigzeggende, bykans versplinterde en totaal deurwaterde kabinet aan u voor te stel. Op hierdie sensitieve punt dien dit egter gemeld te word dat waar die kabinet van Tarantaal, wat in die aard van die saak uit Alabama-lede bestaan, slechts kwartaalliks vergader, die kabinet van Alabama slechts elke 45 jaar in sitting gaan. Verder behoort daarop gelet te word dat die achtbare lede wat hier achter my besete is, die kleinseens is van die afgevaardigdes na die 1943 sitting. Met acclamatie hou ek dus nou die volgende lede aan u voor. Die minister van Alabama vervoer belas met die versoeling van kakebeen-waarwielbande en die voorsiening van Ossewa radkaste, asook die alleenagent vir die verspreiding van gele oostens. Sy edele Griespomp Griesel. Langsom die minister van Kamouflering, agent J.A.N. Jan. Die minister van middernachtelike versnapperings belas met karremelk, soetmelk, bondmelk, suurmelk en ander suiwelprodukte sy edele Daisy de Melke. Die minister van oortrokke fasiliteite belas met chaotiese finansies, absurde kwitansies en twyfelagtige instansies. Sy edele kasregisterminister Penny Pretorius. Die minister van onveilige bedrading, elektrische ontlading, hoofdkerskoördineerder en senior tondeldooscoöperateur. Sy edele Sparkie Sieberager. En dan die minister van Alabama Intelligensie en ander rariteite. Sy edele Jaap Duivel Nel. Experte. Hy
versoek om die lede vir die lees van hulle name met 'n kort maar ewige applaus toe te voeg. Neef James Campbell. Neef Gertie Kruinou. Neef Pussy Delport. Neef Bokkie van der Merwe. Neef Johan Esler. En neef Basie Spies. Ons voel diep geëerd deur die teenwoordigheid en bedank u vir dit wat u doen in 1943 begin het. Daarsonder sou ons vanaand by die huis moes bly en MacGyver kyk. Die notiele van die vorige vergadering. Tot my enige spyt moet ek meedeel dat die notiele van die vorige kabinetsvergadering gedateerd 10 September 1943 tot so 'n mate vergeel en verouder het dat die forensiese laboratoriums in wat as 'n verrassende stap bestempel kan word, die dokument tot poeier verklaar het. Kan ek dus dan nou 'n voorstel kry om hierdie vorige notiele te aanvaar? C3. Sake uit die notiele. Daar sal kortliks aan die volgende sake aandag geskenk word. C.3.1 Finansies. C.3.2 Transport. C.3.3 Orkes en tegnische vooruitgang. Ek hou dus nou aan die voor. C.3.1 Finansies. Ter inligting ten eerste 'n kort uiteensetting van Alabama se ingewikkelde ekonomiese beleid. Ons werk volgens die interessante beleid van inkomste en uitgawes. Wat inkom moet uitgaan. Dit is dus met bultende trots dat ek kan aankondig dat Alabama deurgangs 'n gesonde groeikoers wat ekonomie betref gehandhaaf het. Volgens penningmeesters verslag het ons by herhaling daarin geslaag om elke jaar minstens 2 maal meer uit te gee as wat ons ingekry het. Ons auditeurs is tans onverpoosd besig om die res van die finansiële slaag te verwerk en vanaf pennies en shillings, Rhodesiese, New Taiwanese en Hong Kong dollars en Malawiese pulas om te skakel na rand en sent. Ek wil daarvan verseker dat hierdie verslag aan die voorgelees sal word op die volgende sitting oor 45 jaar. C.3.2 Transport. Hierdie deel van die verslag is opgestel deur die nou reeds bekende Griespomp Griesel en sy adjunkte Diesel Dippenaar, Piston Wapenkoes en Briekblok Briel. Technisch afgerond deur Hoeder Harmse en Vonkrop Versterk en netjies oorgeskryf deur Knormoor Knoetse. Dames en heren, by die lees van die verslag oor transport was die kabinet van Alabama met afgryse vervul oor die astronomiese, globale, theatrale, abnormale eskalasie van oorlogse transportkoste. Dit het onder die kabinetse verdeelde aandag gekom dat in 1943 die skamele bedrag van 12,6 begroot is om die totale spektra en spektrie van transport te dek. En spite van herhaalde vermanings uit kabinetsoort het die huidige lede en bestuurskader van vandag en dag daarin geslaag om die asembenemende, surrealistische, banale, groteske en absurde bedrag van R60.000 of in eenvoudige terme 6 miljoen cent plus tax
Soos u vanaand hier teenwoordig dit met akklamasie sal herbevestig, het die orkes streep klankbaan en tegniese aspekte oor die jare heen altyd 'n integrale deel van Alabama gevorm. Dit is egter met leedwese dat ek u weer daarop attent moet maak dat daar 'n x-aantal factorie in dese verband is wat die kabinet daartoe noop om langs hierdie lys sy ernstige besorgdheid uit te spreek. Byvoorbeeld, die moderne tendens om ou beproefde en geliefde metodes en tegnieke van klankreproduksie te vervang met allerlei byderwetse, diverse en onverstaanbare ruimteeuse foefies en die onophoudelike strewe na zero effect. Waar daar vroeger 'n grenslose en onwrikbare vertroue gesetel was in die vermoë van die menslike stembande alleen, word daar in die onlangse tye swaar geleun op die twyfelagtige en onvoorspelbare vermoëns van onder andere die spoegbespatte omnidireksionele mikrofone, wat nie alleen 'n broeiende gesondheidsgevaar inhou nie, maar hulle ook telke male onderskei om ten tye van 'n solo-item die gees te gappel en die solus soos 'n gapende vis te laat lyk. In korrelerende samenhang met bogenoemde, die waghalsige en welondeurdagtige besluit om die immer gewilde en deur tyd beproefde moeder van alle instrumente, naamlik die piano, te vervang met 'n polyfoniese sintetiseerder, of soos dit in leuke taal bekend staan, die meerdoelige, waterverkoelde, straalaangedrewe, slingerbeheerde, onbeheerbare en haast onhanteerbare, polionversadigde sympathiseerder. Ten slotte dan, dames en heren, om die huidige sessie van die vorige sitting van die kabinet van Alabama mee af te sluit, begin my en my kabinet die geleentheid vir 'n blik op die toekoms. Die erepresidentskap van Alabama is in 'n besondere tradisie gewortel. Na die president van Tarantal sy feesrede gelewer het, was dit Horst Bito se voorreg om die nuwe erepresident van Alabama, Johan van Rensburg, aan te kondig, wat so hierop reageer het. Die kring voltooi as ek hier kan kom en ek het skielik besef, maar dit is 'n wonderlike voorreg en 'n eer wat my te beurt geval het. En ek was eintlik verskriklik bly geweest toe daaroor. Want ek sien vir Alabama nog 'n baie groot toekoms. As die van hier wat saam met ons die vertoning gesien het Woensdag aand sal besef dat daar wel krag nog lê in hierdie organisasie en daar is 'n blink toekoms en nog 'n lang pad voor. En ek sal baie graag wil deel wees van hierdie ding en op hierdie manier sal ek probeer om dit wat Alabama vir my persoonlik gegee het weer 'n bietjie terug te ploeg na hulle kant toe. Baie dankie vir die mense vir In sy hoedanigheid as nuwe erepresident het Johan van Rensburg nou geleentheid gehad om namens Alabama erkenning te gee aan oud Alabama lede wat op verskillende wyse 'n besondere bydrae gelewer het tot die sukses van Alabama. Piet Ryke en Horst Bito ontvang elke geskenk as blyk van waardering vir hulle leidende aandeel in die reël van die reunie.
Alabama ereklere is voorheen aan Johan van Rensburg, sy vrou Rina en Piet Ryke vir hulle buitengewone bydrae tot die bevordering van Alabama toegeken. Vanaand tydens die diner word ereklere aan Louis van Rensburg, musiekregisseur vanaf 1975 tot 79 toegeken. Die opvolger van Louis, Jans Jonker, wat musiekregisseur was vanaf 1980 tot 87, ontvang sy ereklere. Horst Biethou kry ereklere vir sy belangrike administratiewe bydrae en ondersteuning van Alabama. Alabama het nie net sy lede vereer nie. Een van sy bekende vriende en ondersteuners, meneer Günther Brösel, wynmeester van Nederburg, het spesiaal die geleentheid bygewoon en 'n unieke bottel vonkelwyn as 'n boel van sy vriendskap aan Pieter de Bruin, huidige musiekregisseur, oorhandig. Meneer Brösel het ook baie daartoe bygedra dat goeie Nederburg wyne die Alabama etiket kon dra en aan die ingangers beskikbaar gestel kon word. Wat sou 'n Alabama diner sonder sy tradisies wees? Nadat die spanne deur die twee kapteins, Joe Enslin en Piet Obies, aangekondig is, het die afkondiging van die reëls half verlore gegaan saam met die bieruitdelery. Bier drink is baie maklik. Amper almal behalwe studente kan dit doen. Omdat studente bier nie net drink nie, hulle maak daarvan 'n wetenskap. Aan die hand van 'n meester word hulle geleer hoe om deur delikate tydsberekening spiere en ledemate te laat saamwerk tot een kragtige, seepgladde beweging. Die geringste misstapie hier en die slukdarm word afgeruk. 'n Vinnige aftel en 'n nog vinniger drink. Joe Enslin se span het wat ook al hier aangegaan het, gewen. Ek dink hulle noem dit 'n bootreis. Maar hoe dit ook al sê, die tyd was besig om min te raak voor die reünievertoning en daar was nog heelwat afronding wat aandag moes kry. Regisseur en koreograaf praat vir oulaas saam, beligting word finaal ingestel en die laaste verskuiwings word aan die dekor gemaak. Vir die ouer groep was daar selfs tyd om saam met hulle koreograaf 'n laaste keer seker te maak van hulle bewegings. Die belangstelling in die vertoning was duidelik uit die feit dat elke moontlike sitplek vir albei vertonings uitverkoop was. In die foyer het 'n groot gehoor, waaronder verskeie belangrike gaste, angstig gewag vir die deure om oop te gaan. Soos wat die mense na binne gestroom het,
was dit uit die opgewonde gesels duidelik dat elke lid van die gehoor besef het hoe uniek hierdie konsert sou wees. Die seremoniemeester vir die aand was Pieter Oberholzer. Ons, die ou garde. Die Alabama groep, verteenwoordigend van 1943 tot 1961. En net soos wat ek een kripnout hier in my hande moet hê, hulle het my gevra om tog sê, hulle het kripnouts nodig, want die geheue is so en al die dinge. Ons vergewe hulle, daar's nie probleme nie, nee. Dames en here, die vertoning wat hulle vanaand vir ons hier gee, is impromptu gedoen vanaf woensdag, donderdagoggend eintlik, toe mense begin aankom. En die 3 mense wat baie hard gewerk het om hulle stukkie reg te kry, is Renet Hugo, Ria van Wyk en Rietie Vlok op die klavier. Hulle begin tradisioneel met die item waarmee hulle al die jare begin het, die ou garde.
Johan van Rensburg se seun Rian tree saam met die eertydse Alabama ritmegroep op. Ria Lemmers sing die solo wat sy tydens haar Alabama jare ook gesing het. Suzette Elof, vandag 'n bekende in televisiekringe, is ook 'n oud Alabama lid.